het gaan goed vanoggend. Ons is met 'n reeks besig in die hele SA gemeente gestuur. Omdat as ons 'n gesonde netwerk wil bou as kerk, dan moet ons verstaan hoe belangrik dit is om gestuur te wees. Dan moet ons hierdie gedagte van gestuur wees ernstig neem. In Johannes 12, nadat Maria Jesus se voete salf, lees ons van Jesus se intog in Jerusalem. Jesus ry op 'n donkie Jerusalem binne, en dit trek 'n groot opgewonde skare. Want hier is die verwagte koning, hier is die beloofde Messias. As 'n mens die storie lees, dan kan jy amper die opwinding in die lug aanvoel, die verwagting dat hier iets great gaan gebeur. Ons verwagte verlosser is hier. En sulke opwinding is gewoonlik aansteeklik, en dan is dit maklik om saam met 'n skare hosannas uit te roep. Het is amper soos as jy op die paviljoen is, en jou span is besig om te wen, dan skree almal al hoe harder. Maar as hulle verloor, kan jy 'n speld oorval. Mens kan amper die teleurstelling met 'n mes sny. Die inwoners van Jerusalem pluk palmtakke en sing halleluja's en hosannas vir die koning. Maar dis dieselfde skare wat op 'n afstand staan en kyk, tjoepstil, as 3 kruise op Golgotha geplant word. Want daar is 'n groot maar in hierdie hele storie, in hierdie hele episode. Die koning ry op 'n donkie. Konings en heersers van daardie tyd het op perde en strydwaans gery, gereed om oorlog te maak en te veg en met bravade beheer te vat. Jesus ry op 'n eenvoudige donkie wat wil sê dat hy nie belangrik wil wees nie. Nie gekom het om oorlog te maak en sy eie beeld te blaas nie. Om op 'n donkie te ry was 'n simbool vir 'n man van vrede. Want Jesus is 'n ander soort koning, wat nie omgee om die minste te wees nie. Wat nie altyd reg hoef te wees nie, wat bereid is om alles prys te gee, wat bereid is om sy moue op te rol en te dien. Om belangrik te wees het nie vir hom getel nie. Hy is die soort koning waarvan ons baie min het vandag. Het is baie duidelik as ou hierdie storie lees, dat daar 'n lewendige politieke verwagting was in daardie tyd vir 'n nuwe koning, vir 'n nuwe, beter regering wat moet kom. Daarom sing die skare, die koning van Israel. En daarom bring hulle palmtakke wat hulle swaai. Is interessant, palmtakke was 'n teken van Joodse nasionalisme. Want Judas Makkabeus, een van hulle vorige leiers, het in 126 voor Christus 'n opstand teen die Grieke, die Seleuside, gelei. En toe het die palmtakke simbool geword van hierdie opstand, simbool geword van die Joodse nasionalisme. Ons kry 'n ander uitdrukking hier wat vir ons iets anders weer kom sê, dat die uitdrukking, hulle het hom tegemoet gegaan, is 'n Griekse uitdrukking, wat wys na 'n ontmoeting buite die stad, en dan gaan hier die skare mense met die nuwe koning die stad binne-in wat hy nou gaan oorneem. So dis wat hier besig is om te gebeur, as Jesus met 'n donkie in Jerusalem inry. Die Hebreëse woord Hosanna beteken letterlik red nou. Met ander woorde, hulle roep uit volle bors, hier is ons nuwe koning uitgekom om ons te red. Het is interessant hoe die nasionalistiese Jode en die heidense Grieke en selfs kinders meegesleer word, saamgetrek word, almal soek 'n nuwe, beter koning. Maar om saam lofliedere en hosannas te gee en palmtakke te swaai is maklik. Selfs kinders kan dit doen. Om jouself vir hierdie koning te gee en om hom te volg is die moeiliker pad en vra van jou baie meer. Want sy voorbeeld is die van 'n man van vrede wat nederig gekom het om homself te gee vir 'n ander soort koninkryk. Jesus is gestuur om te gee. Ons praat môre verder. Lekker dag.